Daar's 'n ongemaklikheid by baie mense om te praat oor die dood. Weet so, ek dink nou aan die ou mense wat baie keer gepraat het, as daar iets met my gebeur, en weer dan het hulle nog iets gesê soos, onthou my begrafnisboekie is bo in my kas, is daar 'n spesiale boksie, en dis daar, hulle het nogal baie waarde geheg aan hulle begrafnisboekie. As daar iets met my gebeur, onthou ek wil graag hê ons moet julle moet hierdie lied sing by my begrafnis, is vir my 'n baie spesiale lied. So, as daar iets met my gebeur, dis nie 'n geval van as daar iets met jou gaan gebeur nie, daar gaan iets met jou gebeur, en ons kan dit maar by die naam noem, jy gaan doodgaan. Weet ons hoef nie soos 'n verkleurde mannetjie so versigtig te trap, as ons praat oor die dood nie. Hoekom? Want dood is 'n normale deel van 'n mens se lewe. Ek dink baie mense, insluitende kinders van die Here, is baie soos die komediant, skrywer, akteur Woody Allen. I'm not afraid to die, I just don't want to be there when it happens. Jy gaan daar wees. Die goeie nuus is, jy hoef nie bang te wees vir die dood nie. Om te sterf is net so deel van kind van God wees, as wat dit is om te lewe. Kan dit gou wees, om te sterf, om dood te gaan, is deel van kind van God wees. Ek wil graag so 'n bietjie met jou gesels daaroor vandag, want dis vir baie mense regtig 'n bron van kommer. Hulle gaan dood en hulle praat nie daaroor nie, maar dit wek soveel spanning by hulle. Eerstens, jy kan dood tegemoet gaan met 'n gevoel van verligting. Dink hoe ouer jy word, hoe meer word jy bewus daarvan hoe brose mense se liggaam regtig is. Paulus gebruik 'n beeld wat ek dink ons goed kan verstaan. 2 Korintiërs 5 daar, die eerste 4 verse, kom ons lees dit gou-gou. Wat hy eintlik vir ons wil sê is, ons lewe hier op aarde is om soos in 'n tent te leef. Maar 'n tent is nie die gemaklikste, nie die veiligste, nie die een wat vir jou die beste beskutting bied nie. Hy sê, ons weet dat wanneer ons aardse verblyf, wat net 'n tentwoning is, afgebreek word, ons 'n permanente blyplek by God het. 'n huis wat nie met hande gebou is nie, maar wat vir altyd in die hemel bestaan. In hierdie tentwoning is ons liggaam soeg en kreun ons, want ons verlang daarna om met ons hemelse woning, ons verlang daarna om ons hemelse woning te betrek. As ons tog maar net met klere aan en nie kaal nie voor God mag staan. Terwyl ons nog in die aardse tentwoning bly, kry ons swaar en kreun ons, omdat ons nie gestroop wil word van ons aardse woning nie. Wat sê hy eintlik vir ons hierso? Dink gou 'n bietjie as jy gaan kampeer en nou slaan jy jou tent op en jy slaap in die tent. En vir 'n tyd kan dit baie lekker wees, soos opwindend. Maar 'n tent bied jou nou net nie daai gerief en die veiligheid wat jy het by jou eie huis nie. Jy weet, ek dink die meeste van ons het stories wat ons kan vertel van dinge wat verkeerd geloop het toe jy gekamp het. 'n tent is nou net blootgestel aan die wind en die weer, weet die ruk en die pluk van die natuur met die tyd neem sy tol. Daar's tentpenne wat losruk in 'n storm, mense strompel daaroor by parkeerde, jy weet daar waar mense kampeer en ja, ruk die tentpenne los, of die toue raak slap en die flappe lyk onnet en die paal hang skeef en die wind en die koue en die reën kom in. Mense liggaam is net so kwesbaar. Jy is maar blootgestel aan die ruk en die pluk van siekte en swaar kry en ouderdom en soms net die gevolge van ons verkeerde keuses toe ons jonger was. Paulus beskryf dit baie raak, dink ek. Hy sê, in hierdie tentwoning soeg en kreun ons. Luister maar net na enige ou mens. Jy is nie net wat hulle sê nie, maar is wat jy hoor, die kreune. Terwyl ons nog in die aardse tentwoning bly, sê daar in vers 4 van 2 Korintiërs 5, kry ons swaar en ons kreun. Die realiteit is dat die dood vir baie mense verligting bring vir die broosheid van 'n mens se liggaam. Hier waar jy swaar kry, het jy iets om na uit te sien. Die dood bring vir jou daardie verligting van pyn, bring vir jou iets om na uit te sien.
Wanneer jy doodgaan, is dit soos om tent af te slaan, dis tyd om huis toe te gaan. Dis tyd om na jou ewige huis toe te gaan. So die eerste groot ding wat ek vir jou wil sê, ons kan die dood tegemoet gaan met hierdie gevoel van verligting. En as jy 'n kind van God is, het jy iets om na uit te sien. Dit bring my by my tweede gedagte. Dat ons kan die dood tegemoet gaan met hierdie versekering van 'n ewigheid saam met die Here Jesus. Dink net gou aan hieraan, 'n ewigheid saam met die Here Jesus. Iemand wat nie die versekering van die ewige lewe het nie. Nie regtig iets om na uit te sien nie. Dit laat my baie dink aan 'n kind wat op 'n speelparkie is en nie wil huis toe gaan nie, en as dit nou daarop neerkom dat hy moet huis toe gaan, dan gooi hy daai tantrum, want dis lekkerder, dink hy, by die speelterrein as wat dit is by die huis. Dis miskien op die kort termyn vir hom lekkerder, maar is nie beter nie. Nee, hy moet huis toe gaan. Vir die kind van God, ja, ons het nie nodig om op die speelparkie van hierdie lewe te bly nie. Ons het huis om na toe te gaan, 'n ewige huis wat die Here vir ons kom beloof. Een van die grootste vrae waarmee mense worstel, en so was dit van alle tye af deur die eeue, is wat gebeur met my na die dood? En ek wil nie in detail hierso ingaan nie, maar jy weet, daar's basies 3 groot kategorieë van wat met 'n mens gebeur na die dood. Die eerste is, jy weet, en dis wat mense dink, as jy nou doodgaan, dan hou jy net op bestaan. Daar's net niks na die dood nie. Miskien is dit hoe jy dink. Ek dink is 'n tragedie as 'n mens so dink aan die dood. Jy weet, dit is hierdie akelige vooruitsig van niks. Alles is verby. En miskien gee dit vir iemand 'n bietjie gemoedsrus. Jy weet, daardie idee dat daar's nie 'n God aan wie ek rekenskap moet gee nie. Daar's nie 'n oordeel nie. Maar daar bly hierdie knaande onsekerheid. Weet, daardie sê nou maar net ek is verkeerd. Sê nou maar net daar is lewe en ek kan nie dood. Die hele idee van daar's niks, dood beëindig alles, is nie regtig geruststellend nie, nee. Eintlik, om die waarheid te sê, dis verontrustend. Maak jou gedurig onrustig, want jy weet nie. As 'n tweede kategorie, en dis ons weet nie wat gaan gebeur nie, enigiets is moontlik. So verskillende godsdienste, verskillende sienings daaroor, en jy weet, ja, ek dink basies kom maar neer dat hulle almal maar dink dinge gaan reg uitwerk aan die ander kant. Dis maar die wese van godsdienst, doen hierdie dinge en dan hoop jy nou maar net vir die beste. Jy probeer verseker dat jy dan nou maar die regte dinge doen hierdie kant van die graf, sodat jou saak reg sal wees aan die ander kant. Maar weer, jy weet nooit of jy in die regte godsdienst is, en of jy nou goed genoeg gedoen het, soos wat jou godsdienst jou geleer het, en ja, enigiets is moontlik, maar sê nou maar net, dat dit wat die woord van die Here vir ons sê is waar, en ek's besig met iets anders. Dit bring ons by die derde kategorie, en dit is, bly by wat die woord van die Here, wat die Bybel vir ons leer, weet. En ek sê dit met groot vrymoedigheid, God se woord is die enigste betroubare inligting wat 'n mens het oor die lewe na die dood. En wat wonderlik is, dit gee vir hierdie wonderlike versekering. Nou, Paulus sê daar in 2 Korintiërs 5 vers 1, ons weet dat wanneer ons aardse verblyf, wat net 'n tentwoning is, afgebreek word, ons 'n permanente blyplek by God het. 'n Huis wat nie met hande gebou is nie, maar wat vir altyd in die hemel bestaan. Hy sê nie ons hoop nie, hy sê ons weet. Weet ons kyk uit na ons ewige bestemming. Ons sê in vers 4 daar, terwyl ons nog in hierdie aardse tentwoning bly, kry ons swaar en kreun, omdat ons nie gestroop word van ons aardse woning nie, maar met die hemelse woning bekleed word, so sal wat sterflik is, verteer word deur die eintlike lewe. Dis is nog 'n beeld wat ons moet kry, nee.
so sal wat sterflik is, verteer word deur die ewige lewe. Weet, ons dink aan die dood, of baie mense dink aan die dood is hierdie monster wat die lewe verslind. Maar Paulus kom en hy sê presies die teenoorgestelde is waar. Hierdie aardse lewe, hierdie aardse bestaan word ingesluk, word as ware opgevreet deur die ware lewe. Die dood verloor sy houvas op jou wanneer jy sterf. Hy sê daar so mooi in vers 5, hy wat ons hiervoor gereed gemaak het, is God. Die enigste manier hoe jy met versekering die dood tegemoet kan gaan, is om jou lewe hierop te bou, dat God jou hiervoor gereed maak. Hy sê, hy het aan ons die deposito van die Gees as waarborg gegee. Ons is dus altyd vol moed, omdat ons weet, geen onsekerheid nie, omdat ons weet, dat hoewel ons nog in die liggaam woon, ons eintlike woning by die Here is, want ons leef deur te glo en nie te sien nie. Ons hou moed, maar sou liewer uit die liggaam wil verhuis om by die Here te gaan woon. En dit bring my by wat Paulus hieroor gesê het, Filippense 1 vers 20 en tot vers 24. Paulus het gesê, dis my strewe en hoop dat ek nooit iets sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil eerder, soos nog altyd ook nou my hele bestaan, of ek nou bly leef en of ek moet sterf, Christus met volle vrymoedigheid verheerlik, want vir my is die lewe Christus, en hoor wat sê, en die sterwe wins. Hy sê, as ek leef, leef ek vir Christus, en as ek sterf, dis vir my wins. As ek aanhou lewe, kan ek vrugbaar werk. Ek weet nie regtig wat om te kies nie, sê. Ek is in 'n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek en by Christus te wees, want dit is vir my verre weg die beste. Kom ek lees dit weer. Hy sê ek is in 'n tweestryd. Aan die een kant verlang ek om te vertrek en by Christus te wees, want dis my verre weg die beste. Waarvoor is jy bang? Om jou oë hier toe te maak en by Christus te wees, is verre weg die beste. Ek kan nie dink aan iets beter wat op 'n mens kan waag. Nou sê maar die realiteit, aan die ander kant is dit vir julle belangriker dat ek bly lewe. Hy is nie verknog aan die lewe, hy wil nie op die speelparkie bly omdat dit lekker is nie. Hy is in die speelparkie van hierdie lewe, want hy kan nog 'n verskil in mense se lewe maak, mense het hom nog nodig. Hy sê maar as ek mooi gaan dink hieroor, dit sou soveel beter wees as ek maar kan sterf. Grond wat ons het vir daardie versekering, vers 5, so duidelik, hy wat ons hiervoor gereed gemaak het, is God. Dis die verskil wat dit maak om te weet dat Jesus Christus my verlosser is, vir my gesterf het, en hy is die lewende Here wat vir my die ewige lewe gee. Die woord is ons bron van kennis, as dit kom by dood, gereed maak, reg maak vir die dood, lewe na die dood. Laat my dink aan wat Jesus aan die kruis gesê het, ons lees daarso, toe hy uitgeroep het met 'n groot stem, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Hy bid letterlik die woorde van Psalm 31 vers 6. Hy sterf met die woord van God op sy lippe, want die woord van God het in sy hart geleef. Selfde met jou, bou jou hele wese op God se woord, op wat die Here sê. God gee vir ons die ewige lewe op grond van wat Jesus vir ons gedoen het. Weet, baie mense dink, gaan ek goed genoeg wees vir die Here? Het ek nou goed genoeg gedoen? En waarvan as ek nou in die laaste oomblik van my lewe sondig, dan gaan ek nou verlore wees. En is asof hulle nooit besef, maar jy die ewige lewe ontvang, omdat jy geglo het in Jesus Christus. Dit gaan nie oor, is jy goed genoeg nie, dit gaan oor, was die offer wat Jesus aan die kruis gebring het, goed genoeg vir jou redding? Ja, dit was. Geen ander offer, geen goeie werke gaan 'n verskil maak. Jesus het alles gedoen wat nodig is, sodat ek en jy gered kan word. Dis die grond van ons versekering. Vir my persoonlik, dis 'n geval van al my eiers is in een mandjie. Ek maak volkome
staat op die genade van God of vir my redding. Die genade van God wat aan my bewys is toe Jesus Christus vir my gesterf het en God se Gees my hart kom aanraak het en ek Jesus as verlosser aangeneem het. Dis die grond waarop ek kan as ware uitsien na die dood. Nie dat ek wil doodgaan nie, want ek het nog werk hier op aarde. Maar as dit so kom dat ek vandag moet sterf, dan maak ek my oë toe en ek weet ek maak dit oop by die Here Jesus Christus. Wat 'n vooruitsig. So as 'n bietjie gekyk, ons kan die dood tegemoet gaan met 'n gevoel van verligting, ons kan die dood tegemoet gaan met hierdie versekering van 'n ewigheid saam met ons Here Jesus Christus. Kan jy dink iets sou beter kan wees, nee? En ons kan die dood tegemoet gaan met 'n gesindheid van afwagting. Daar was 'n tyd wat die kerk baie gesing het oor die hemel. Kerk sing min vandag oor die hemel, nee. Dink gou 'n bietjie in die liedere waaraan jy gewoond is, wat jy gereeld sing in die kerk. Dis of die klem baie subtiel so deur die jare verskuif het, weg van die ewigheid, van die lewe na die dood, lewe na ons lewe hier op aarde, en subtiel beweeg het in alles wat God vir my moet doen, hier in hierdie wêreld, in hierdie lewe. En miskien nog ook wat ek nou vir die Here kan doen, hier in hierdie lewe. Dis asof daardie afwagting, ons gaan Jesus sien van aangesig tot aangesig, of dit op die agtergrond verskuif het. Ek dink ek en jy kan, as ons lewe regtig bou op die woord van die Here, opgewonde wees met afwagting. Dis hoe gelowiges in die verlede gevoel het. Ek kan nie wag om die Here Jesus te sien nie. Want twee liedere gou vir ons lees. Dit sê so baie van die gesindheid wat die gelowiges gehad het in die verlede. Maar die liedere word nie eintlik meer gesing nie, nee. Face to face with Christ my Savior. Face to face, what will it be? When with rapture I behold him, Jesus Christ, who died for me. Face to face I shall behold him far beyond the starry sky. Face to face in all his glory, I shall see him by and by. Only faintly now I see him with a darkling veil between, but a blessed day is coming when his glory shall be seen. What rejoicing in his presence when our banished grief and pain, when the crooked ways are straightened and the dark things shall be plain. Face to face, oh blissful moment, face to see and know, face to face with my Redeemer, Jesus Christ, who loves me so. Wat van hierdie lied? Sing the wondrous love of Jesus, sing his mercy and his grace in the mansions, bright and blessed he'll prepare for us a place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of him in glory will the toils of life repay. Onward to the prize before us, soon his beauty we'll behold. Soon the pearly gates will open and we'll tread the streets of gold. Ek wil afsluit met nog een gedagte. Jy weet, die dood bring alle voorgee tot 'n einde. Daar was 'n man met die naam van Sabbatai Sevi. Hy het geleef van 1626 tot 1667. Hy was een van die geestelike supersterre in die 17de eeu. Dit was 'n Jood wat voorgegee dat hy die lang verwagte Messias is. In 'n stadium met 100.000 Jode om aangang reg oor Europa en die Midde-Ooste. Vandag weet amper niemand van hom nie. In 1666 neem die Turke hom gevange en hy word 'n keuse gegee. Of hy word 'n moslim, of hulle maak hom dood. Hy is mos nou die Messias. Hy kom vir hierdie keuse. Jy word 'n moslim, jy verloon Jesus,
of in elk geval nie 'n ekskuus dat hy nie Jesus verloon, hy het homself eintlik maar verloon, want weet hy soort van Jesus. En hierdie Sabbatai Sefi aanvaar die moslim geloof om te kan bly lewe. Weet, die Messias is nou met eens nie meer die Messias nie. Dis soos 'n skokgolf wat sy aanhangers tref. En nou hy besef van ons al die tyd mislei. Hierdie man was nooit die Messias nie. Jy sien, die dood konfronteer jou met al die voorgee wat daar mag wees, en jy besef dit vervaag. Dit wat nie reg is nie, gaan nie die toets van die dood deurstaan nie. Bring alles tot 'n einde. Uiteindelik is dit net jy en wat God weet, wat saak maak. Die ware Messias, Jesus, hy het nie gekom om volgelinge bymekaar te maak nie. Hy het sy lewe kom aflê om mense te kom red. Hy het die dood gekies sodat ek en jy kan lewe. Die rede hoekom jy 'n ewige huis het om na toe te gaan, is omdat hy sy ewige huis verlaat het, sy heerlikheid in die hemel verlaat het, mens kom word het, kom sterf het aan 'n kruis. Die goeie nuus is hy het opgestaan uit die dood, hy leef vandag. Paulus kom en hy het hierdie wonderlike gedeelte geskryf wat ons so 'n bietjie na gekyk het vandag, en hy wil net vir jou sê, die heerlikheid wat wag is soveel beter as enigiets anders. Moenie bang wees vir die dood nie. Daar kom 'n dag wat ons finaal ons oë toemaak hierso. Wat 'n vooruitsig om dit oop te maak by die Here Jesus. Kom ek vra vir jou, het jy daardie versekering in jou hart dat jy kind van God is, gered op grond van jou geloof in Jesus Christus wat vir jou gesterf het, wat sy bloed vir jou gegee het sodat jy gered kan word? As jy dit nie het nie, moenie uitstel nie, moenie vanaand gaan slaap, moenie eens wag tot vanaand as dit nog dag is by jou. Maak jou saak met die Here reg. En hy skenk vir jou die ewige lewe, en jy weet dat die dood dis eintlik maar net soos 'n deur wat ek oopmaak en toemaak. Maak hom oop hierso en ek stap deur en ek is by my verlosser. Wat 'n voorreg, wat 'n vooruitsig. Dis my wens vir jou. As jy dit nog nooit gedoen het nie, ek gaan vir jou voorgaan in 'n gebed as jy dit wil bid vir die Here. So jy kan in jou eie hart agterna bid. Jy is welkom met hart op te bid daar waar jy is. Maar bedoel dit net as jy dit sê. Here, kom na U en ek weet hierdie mens het nodig dat U my red. Ek het geen versekering dat ek U kind is. Ek het geen vooruitsig van 'n ewige lewe saam met U nie. Ek het dit net nie in my nie, Here. Maar ek vra dat U dit vir my gee, dat U my die versekering van redding gee, en ek kom verklaar my geloof in Jesus Christus as my verlosser. Sê dankie dat U vir my gesterf het. Vir hierdie sondermens, dankie dat U vir my gesterf het. Here, vergewe al my sonde, maak my nuut. Kom doen in my lewe wat U ook al wil. Mag dit so wees, Here, dat ek, wanneer ek hier op aarde my oë toemaak, dat ek dit oopmaak by U. Nie omdat ek dit verdien nie, net uit genade. Dit is U groot liefde wat U aan ons bewys, om ons die ewige lewe te gee. Ek ontvang dit van U, Here. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Mag die Here vir jou 'n vreugdevolle week gee. Dankie vir elkeen wat saam luister. Dankie vir elkeen wat 'n mooi boodskap vir my los, 'n like, share. Mag die Here hierdie woord neem en dit laat voortleef in mense se harte. En wanneer jy dit like en share, dan bevorder dit daardie verspreiding van die woord. Daardie boodskap sal beskikbaar wees ook op ons YouTube kanaal Hoop Nogtans. Na 'n maand dan verdwyn dit van ons Facebook af. Baie dankie. Totsiens.